Geliefdes, ons lees saam uit Matteus 21 vers 28 tot 32. Maar wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê, en hy antwoord en sê, ja, Heer. En hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Jezus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Daar kom tye in jou lewe dat jy voorraadopname moet doen van jou geloofslewe. Hierdie gelykenis van ons Here Jesus bring so 'n geleentheid. Geen ware Christen kan hierdie gelykenis hoor en onaangeraak daarteenoor staan nie. As jy dit hoor en werklik eerlik is met jouself, dan voel jy regtig blootgestel. Jy voel ontmasker as die een van wie die Here hier praat. Die een wat ja gesê het en nee gedoen het. As jy op jou lewe terugkyk, moet jou ja antwoorde nou voor jou afspeel. Al die ja's voor die Here moet nou in jou ore opklink. Hoor jy dit? Die ja by jou belydenis van geloof. Dien jy die Here soos wat jy beloof het? Is jy gereeld in die kerk? Groei jy in jou kennis van die skrif soos wat jy beloof het? Hoor hoe jy ja gesê het op jou troudag. Is daar die liefde teenoor mekaar nog in julle harte? Tree jy teenoor jou vrou op soos Christus teenoor sy gemeente? Tree jy teenoor jou man op soos die gemeente teenoor haar Here? Hoor jou ja tydens die doop van jou kinders? Kom jy daardie belofte na? Ken jou kinders die Here werklik? Het hulle hom lief? Leef hulle soos kinders van die groot koning? Toe jy bevestig is as amptdraer, het jy ook ja gesê? Hoe lyk jou amptswerk nou? Voer jy dit net so getrou uit soos wat die Here Jesus sy werk hier gedoen het? Maar daar's meer. Elke keer as ek Bybel lees of in die kerk sit, eis dit van my 'n bepaalde ja. Ja, Here, ek sal gaan doen wat ek nou geleer het. Dit is 'n verskriklike ontmaskering as jy hierdie gelykenis lees en dit jou tot jou sinne ruk. Dit is verskriklik om te besef, my betrokkenheid by die kerk van die Here, my gehoorsaamheid, my toewyding aan die Here, is dalk vals. Want, Here, kyk net hoe lyk my lewe. Weet jy geliefdes, dit is presies waar die Here ons wil hê, op ons knieë voor hom. Ons het al soveel keer in ons lewens ja gesê en nee gedoen, dat ons diep skuldig staan voor die Here. En daarom wys die Here ons vanmôre op die derde seun, wat ja gedoen, of ja gesê en ja gedoen het. Dit is reg. Die Here Jesus is die seun wat ons moet navolg, nie een van die ander 2 nie. Sy ja was altyd ja en sy nee altyd nee. Hoor dit vanmôre. Die Here Jesus het ja gesê en ja gedoen, sodat jy met al jou needoenry voor die Vader kan kom staan en om sy genade smeek, sodat daar vir jou vergifnis kan wees. Hy het gesê, ja Vader, ek sal na die wêreld gaan om vir die kinders te sterf. Ja, ek sal my lewe gaan gee sodat hulle gered kan word. Ja, ek sal so lewe dat hulle my voorbeeld kan navolg. Liewe broeder en suster, volg hom na. Die derde seun, Jesus Christus. En bid hom dat hy deur sy Gees in jou binneste sal werk om al meer en meer gehoorsaam te gaan leef, om al meer en meer sy voorbeeld na te volg. Want dit is alleen deur die krag van die Here Jesus Christus dat jou ja
werklik ja kan wees en bly. Kom ons bid. O Here Jesus, lei my deur u Gees, dat u voorbeeld al meer in my lewe sigbaar sal word, en my ja altyd ja sal wees. Amen.